Wat doen God in jou beproewing vandag? Reg deur die woord sien ons dieselfde patroon. Elke man en vrou van God is eers deur die vuur gevorm voordat Vader hulle kragtiglik gebruik het. Maar hoor mooi, hulle is nie deur die vuur gevorm omdat Abba Vader sy oë van hulle afgehaal het, hulle gestraf het of hulle verlaat het nie. Nee, hy het hulle gevorm. Hy is die pottebakker en ons die klei. En wanneer die pottebakker druk, vorm, vou en verfyn, is dit nooit om te vernietig nie, dit is altyd om te skep. Om jou gereed te maak vir iets groter. Dink aan Abraham, hy moes 25 jaar wag vir 'n belofte wat menslik onmoontlik gelyk het. Maar elke jaar van wag het hom voorberei vir die roeping wat Abba Vader vir hom gehad het. Josef, verraai deur sy eie broers, vals beskuldig en in die tronk gegooi. Tog was dit juis daar waar sy karakter gevorm is vir die groot werk wat Vader vir sy lewe beplan het. Moses, groot gemaak in 'n Egiptiese paleis as 'n prins. Hy moes 40 jaar in die woestyn deurbring en skape oppas, voordat hy Abba Vader se kudde kon lei deur die woestyn na die beloofde land. Dawid, hy was gesalf as koning op die ouderdom van 17. Die rooi tapuit was nie vir hom uitgerol nie. Hy moes jare lank vir sy lewe vlug, voordat hy wel geregeer het. Elia, hy was alleen by die spruitkrit, maar elke oomblik van eensaamheid het hom nader aan Abba Vader gebring. Daniël, hy was vasgevang in 'n leeukuil, omdat hy 3 keer per dag intiem met Abba Vader verkeer het. Petrus, hy het Yeshua verraai en moes deur sy eie foute en mislukkings leer. Paulus het storms, vervolging, gevangenskap, selfs 5 keer 39 houe en steniging het hy getrotseer. En nie een van hierdie geloofshelde was buite Abba Vader se hand nie. Elke beproewing, elke moeilike oomblik het hulle voorberei vir 'n groter doel, 'n groter roeping. En vandag gaan jy ook dalk deur iets wat jou oorweldig, 'n beproewing wat jou geloof toets, 'n seisoen van wag, 'n plek van onsekerheid, 'n storm wat nie wil bedaar nie. Maar hoor dit vandag, as jy aan Abba Vader sal vaskleef, sal hy dieselfde doen vir jou as wat hy vir die geloofshelde gedoen het. Want Abba Vader vorm jou karakter. Hy versterk jou geloof. Hy bou jou getuienis. Hy berei jou voor vir iets groter as wat jy nou kan sien. In 1 Korintiërs 10 vers 13 sien ons, Abba Vader sal nie toelaat dat jy bo jou kragte versoek word nie. Maar saam met die versoeking kom ook die uitkoms, sodat jy dit kan verdra. Die woord leer vir ons dat beproewing nie die einde is nie. Dit is die skool van Abba Vader. Dis hy, die pottebakker, wat ons vorm en vou. Daarom vertrou Abba Vader se vormingsproses. Hy weet wat hy doen. En weet as jy vandag deur beproewinge stap, jy stap nie alleen nie. Soos Psalm 34 vers 19 sê, die Here red die regverdige uit sy benoudhede. So daar's dus hoop in jou seisoen. Daar's doel in jou pyn. Daar's groei in jou beproewing. En daar's 'n pad vorentoe wat Vader reeds voorberei het. Hy weet wat hy doen en hy weet watter gedagtes hy aangaande jou koester. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om jou 'n hoopvolle toekoms te gee. Vertrou die pottebakker se vormingsproses.